Geliefdes, is ek daar? Sydney, is ek daar? Nee, jy is daar. Daar sit nou, daar sit. Goeiemôre geliefdes. Dis wonderlik om in die huis van die Here te wees, amen. Amen. Kom ons probeer dit weer. Dis wonderlik om in die huis van die Here te wees, amen. Amen. Daar sê, want ons is bly, ons is hier en ons is 'n aktiewe kerk, is ons nie. Dis hoekom die hele wêreld weet dat Jesus kom. So julle weet wat ek sê, dis so half ironies wat ek sê. So kom ons gaan uit en ons wees daardie aktiewe kerk. Voor ons begin met ons studie wil ek net sê, kom ons onthou, die aktiewe kerk is nie die kerkgebou by die huis nie. Die aktiewe kerk is ek en u om aktief te wees. Moet ek harder praat? My gesê. Moet hy vir my harder sit? Praat ek te sag? Hulle sê hier voor vir my, jy moet my harder sit, is dit beter? Ja, sê, okay, nou kom. Nou gaan ek sagter praat, ja, sê. So, dis ons 'n voorreg vanmôre, ons gaan 'n paneelbespreking hier voor hê. Julle sal sien dat ek baie intelligente manne hier gekry het. Julle ken die man hier aan my linkerkant. Hy het daar by die college aangekom, toe was ek al 'n senior daar, toe maak ek klaar, toe kom hy daar aan. So, as 'n mens, die manne wat voor jou gestudeer het, 'n oproep gee om te kom, dan kan hulle nie eintlik sê nee nie. So, baie dankie leraar. Ons weet jy bring vir ons baie boodskappe en jy het al met ons gepraat en jy gaan nog. So, ek wil net vir jou herinner dat, onthou, as ons hier oor die tyd gaan, dan vat jy eie tyd. Ek sê net dit vir hom, net so terloops. Julle almal ken vir Dr. Roy. Wie ken nie vir Dr. Roy nie? Ek gaan nou weer vra. Enige hande. Alright. Ja, Sydney, ja, sy hand het amper half dalk opgegaan. So, Dr. Roy is van Tygerberg Kerk. Hy is al deel van die kerk hier in die Weskaap en van Kampvergadering. Dr. Roy, baie dankie dat jy bereid is om hier saam met ons te wees. Ek wil nie baie sê nie, want julle gaan ons verskoon as ons sit, julle kan ons sien, hè. Klink 'n bietjie snaaks as ons die hele tyd gaan staan. Het julle laas kwartaal se lesse geniet? Dit was wonderlik, en hoe wonderlik is dit, wanneer ons weer 'n nuwe kwartaal begin, dat ons dit kan begin met die redakteur in ons midde. Nou moet ek vir julle sê, ek het gister met hom gepraat, hy sê vir my, please, don't ask me to say anything on the lesson, because it feels like I'm breaking the Sabbath, because I'm doing it every single day. So ek sal dit sê, want ek weet hy's nie hier nie. So, ons is dankbaar dat ons hierdie lesse kan hê. Nou, hierdie kwartaal se lesse sê vir ons om 'n hegter verhouding met God te hê. En ek dink dit is ons uitkyk en dit is ons strewe om elke dag 'n hegter verhouding met God te hê. Nou ek weet nie van julle nie, my vrou is nie hier nie, so ek kan dit sê. Sy sê altyd, sy lewe in die regte wêreld, waar daar regte goed gebeur met mense. En daar's op en af in ons lewens wat gebeur. En soms dan raak die lewe ons baas. En dan raak ons baie keer vasgeval. Nou hierdie week, ek het na die Engelse opskrif gekyk, en sien ek die Afrikaanse is effens langer. Hoe sake werklik tussen my en die Here staan. Nou kom ek begin. Miskien moet ek sê, hulle het vir ons gebid hier in die begin, moet ons weer bid. Bid vir ons, Dr. Roy. Ons Hemelse Vader, ons kan net in hierdie oggenduur vir u bevestig dat ons hier is, omdat ons u wil beter leer ken. Ons is hier om te sien of die balansstaat korrek is, of ons werklik ingekoop het om 'n vriend van u te wees. Elkeen vanoggend hier wil seker wees dat u hulle name ken. Ons gee u die lof en die eer. Amen.
van die vrae as jy lesboekies het, hou dit oop, as jy dit nie het nie, maak oop die Bybels vir Openbaring hoofstuk 3. Ons gaan daar by bly. Nou, as jy na 'n alkoholist gaan en jy sê vir hom jy het 'n probleem en hy sê vir jou ek het nie 'n probleem nie, dan kan hy nie aan die probleem werk. Is ek reg? As jy iemand vir iets sê hy het 'n probleem, maar hy wil nie erken nie, dan kan ons dit nie verbeter. Nou hier kom die probleemvraag wat ek wil hê, dit is wat ons gaan bespreek vanmôre. Die probleemvraag kom in: het ons wat in die kerk van God sit, het ons groei nodig? Dis die eerste vraag. Jy moet jouself antwoord. Die tweede vraag wat jy vir jouself moet vra is: waar staan jy jouself in daai groeiproses? Of dink jy het gearriveer? Ons is nou hier, ons is in die Sevende Dag Adventiste Kerk, ons het al die waarhede, niemand kan my iets leer nie. Net so terloops, as dit die houding is, en as dit my houding is, dan het ons baie gebed nodig. Net so terloops. Die geheelteks kom uit en dit sê vir ons, net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. Nou ons almal ken daai teksvers, ons wil sê ook ons moet in die Here se liefde bly. Maar ek dink 'n mens moet eers gaan dink, wat is die liefde van Christus? Hoe het hy daai liefde uitgeleef in sy alledaagse lewe? En hoe het hy van daar af voortgegaan? En dan die tweede ding wat ons moet besef, en ek weet leraar Hendrik gaan nou 'n bietjie weer vir ons daaroor uitwy, maar Laodicea, as ons daarna kyk, dan moet ons besef, daardie gedeelte in die Bybel praat nie met die wagtende wêreld nie. Het julle daai ene? Laodicea praat met die aktiewe kerk. Met ander woorde, maar ons is mos aktief hier. Dis mos wat ons sê. Maar wat sê Laodicea vir ons? So, as ons daarna kyk, dan sien ons en ons beroem onsself daarop dat ons sê, ons is die eindtyd kerk. Maar wat beteken dit, Leraar Hendrik, om dan te sê, ons is lou? Hy lou wees effek. Dankie, Leraar Morney, vir daardie inleiding. Goeiemôre almal. So, kom ons gaan net vinnig 'n oorsig oor Openbaring 3, 2 en 3 en wat besig is om hier te gebeur. Nou is hierdie beeld, die profesie wat vir Johannes gegee word. Jesus gee vir Johannes 'n profesie oor 7 verskillende gemeentes. En hy identifiseer sekere eienskappe van elkeen van hierdie gemeentes. En vandag as ons goeie Bybelstudie tegnieke toepas, dan sien ons dat hierdie 7 gemeentes stel 'n tydfase voor in die kerk se geskiedenis. Elke een stel 'n ander tydvak voor in die kerk se geskiedenis. Maar hierdie was ook 7 werklike gemeentes in Asië wat werklik bestaan uit werklike Christen gemeentes en elke een van die boodskappe wat vir Johannes gegee word om neer te skryf is ook relevant vir elkeen van daardie kerke. Die louheid van Laodicea word baie keer misverstaan. Die teks sê, was jy maar koud, was jy maar warm, maar nou is jy lou. En ons dink ook dat die teks sê, was jy maar reg met my of verkeerd met my, dan was dit beter gewees. Maar dis nie regtig wat hier gebeur nie. Die kerk in Laodicense kry hulle water van 2 buurdorpe af. En hierdie 2 buurdorpe het 2 verskillende waterbronne. Die eerste een is Hierapolis, wat 'n natuurlike warmwaterbron het. En dan loop hierdie kookwater 10 km ver deur hierdie pyplyne wat baie ontwikkeld is vir die tyd. Maar teen die tyd wat dit by Laodicense kom, het hierdie water afgekoel. Nou mens kan baie doen met warm water. Jy kan baie doen met water wat kokend is. Maar wanneer dit lou geword het dit sy krag verloor.
Aan die ander kant is Kolosse ook nie te ver van Ladisense af nie, dis so 16 km, en daar's 'n koue waterbron. En daai koue water loop na Ladisense toe. Maar wat gebeur met koue water wanneer dit deur hierdie oop pype moet loop 16 km ver in die son? En die tyd wat dit by Ladisense kom, is dit ook lou. En dit is baie geskiedkundig relevant om dit te onthou, dat al twee hierdie waterbronne vir hierdie gemeente verloor die krag wanneer dit by hierdie stad kom. Dis nou net lou. Dit is nie koud en verfrissend en lekker om te drink nie. Dis ook nie meer kokend en warm en bruiksaam nie. Dit het eintlik die mag van die water verloor. Hoekom ons daardie water wil hê. En dan kom Jesus en hy pas dit toe op die laaste kerk in die wêreldse geskiedenis. En ons dink, en ons glo, en ek wil amper sê ons weet, dat dit ons is. En wat sê hy vir hulle? Hy sê, en ons kan dit lees, in Openbaring 3, en ons lees hier van vers, want ek het net hier so kry vinnig van, kom ons lees hier van vers 15 af. Hy sê vir hierdie kerk, vir ons, ek ken jou dade. Nou net daai eerste sin moet ons al dadelik laat terugduis. God weet wat ons doen. En hy skryf verder, hy sê, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm, maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Weet ook die Griekse woord wat Johannes daar gebruik is, 'n bietjie 'n sterker woord as spoeg, né? Dit is opbring. Dis hoe sterk God daaroor voel, hierdie lou water, dit is sleg. Nou gaan hy verder, en hy beskryf hoe lyk lou warm. Hy sê nie net jy is lou warm nie, hy beskryf dit. Hy sê, jy sê ek is ryk, ek het skatryk geword, ek het aan niks gebrek nie. Nou, ons moet dit toepas op ons vandag. Hierdie selfversekerdheid, hierdie oorversekerdheid. Ekskuus dit as ek nou daar kan bykom, en ek wil hê ons moet bevestig, dat ons sien onsself as die eindtyd kerk. Maar ons het ons al die waarheid. Ons het al die profesie. Ons het al hierdie rykdom. Dis wat hy daarvan praat. En dan sê hy nog steeds, wat is ons daar? Ons is arm. Ja. So met ander woorde, as hierdie kerk, en ek het gistermiddag daaroor gepraat, ons is amper, ek sukkel om 'n goeie Afrikaanse woord te kry, ons is over-resourced. Ons het alles. Ons het al die bronne, ons is 'n finansiële, oor die algemeen, 'n sterk organisasie. Ons het teologiese diepte en waarheid, en ons het Gods woord, en ons is iemand, né? We have arrived. We have arrived. Daar's niks anders vir ons om te doen, behalwe wag dat Jesus kom het. En hy kom vir ons. Dis die kerk van Laodicea se toestand. Maar dan kom die woord tot hierdie gemeente, en sê, julle spieël is nie helder nie. Julle sien nie werklik wat besig is om aan te gaan nie. En hy sê verder, julle weet nie dat dit julle is wat ellendig en bejammeringswaardig en brandarm en blind en kaal is nie. So is eintlik 'n auditverslag wat gegee word. Hulle is gemonitor en teruggevul. En die slegste toestand waarin, kom ons sê, 'n besigheid kan wees, is om te dink dit gaan goed met my, terwyl jy besig is om bankrot te wees. Soms het jy 'n balansstaat nodig om net te besef jy het aanpassing nodig. Jy moet jou hulpbronne anders te aanwend. En op daai prinsipie wil ek verder gaan en sê, so as ons nie na die balansstaat kyk en ons luister nie na die finansiële adviseur nie, en ons sê maar, man, alles is reg. Wat gebeur met so besigheid? Hy word gelikwideer. So, nou wil ek
julle moet alles nou terugbring na die kerk toe. Want dit praat met ons. Nou, ek wil nie nou gaan vra, wat gaan die kodeer vir ons beteken? Julle kan daai gevolgtrekking self maak. Maar ek dink ons as 'n kerk en as individue moet besef dat die Here sê, hy kyk na ons en ons is nou warm. En as ons nie warm word, dan gaan hy ons in sy mond inspreek. En net die beskrywing van hoe God hierdie kerk beskryf. Johannes skryf in 'n konteks, ons het gister vinnig daaraan geraak, hierdie eer en vernederingskonteks, waar eer status beteken, posisie beteken, dis die belangrikste ding, dis die currency waarmee die wêreld werk in Johannes se tyd, in die eerste eeu se tyd, is eer en vernedering. So wat hierdie kerk doen is, hy eien homself sekere eer toe. En dan kom Jesus en hy gebruik die oneerbaarste woorde wat daar kan wees, waarmee jy iemand kan beskryf. Bejammeringswaardig en ellendig en brandarm en blind en naak. Dis die laagste vlak wat iemand kan daal, is as hy homself nie kan klee nie. So Jesus sê nie, julle is effens okay, en hier's een of twee goedjies wat die kerk moet verander nie. Hy sê, julle is glad nie, julle is eintlik 'n skaamte vir my. Maar dis gelukkig nie die einde van die boodskap aan Laodisense nie. Gelukkig nie, want dan kom hy verder en sê in vers 18, en hierdie is 'n voorstel, kan ek sê wat die Here maak. Hy sê nie, jy moet nie, hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Maar ons is ryk. En die Here se oë sê, nee, julle is nie ryk nie. Dan sê hy, en wit klere, dat jy jou kan aantrek. Ons weet, wit klere, kleed van geregtigheid, Christus se geregtigheid, wat ons moet aantrek. Ekskuus, Dr. Spanger, wat sê die Here dan eintlik? Jy moet die kleed aantrek. Wat sê hy? Ons is naak. En jy dalk jou eie klere aan, wat dan naaktheid. Ons is by die bruilofsmaal. Baie dankie vir daai een. Nou gaan hy verder en hy sê dan, en dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Nou, ek dink hierdie is die belangrikste een. Salf vir jou oë, dat jy kan sien. Daar's 'n Afrikaanse spreekwoord, ek wonder wie kan hom vir my gee. Ek dink aan hom. Daar is niemand. Soos iemand wat nie kan sien. Is ons dalk in die kerk vandag sienende, maar ons is blind omdat ons nie dit wil sien. Hulle het vir 'n blinde man gevra, wat is erger as om nie te sien nie? Toe sê om my visie te verloor. Ja, vir 'n blinde man. So kom Ons moet nie ons visie ons verloor. visie verloor. Ja, wat? Vandag. Ek dink hierdie kom koop. Kom kry, kom koop by my. Impliseer 'n ruiling. Jy kan nie koop as jy nie iets het wat jy kan gee om iets te kry nie. Ja. So jy moet iets ry om dit te kan kry. Wanneer hy sê kom koop hierdie goud en hierdie wit klere en hierdie salf vir jou oë, dan sê hy maar jy moet iets gee sodat jy hierdie kan kry. Jy kan nie rykdom gee om rykdom te kry nie. In die koninkryk van God nie. Solank as wat die kerk in Laodicea glo, ons is klaar ryk, wil ek nie goud koop nie, want ek het genoeg. Ek wil nie wit klere koop nie, ek is mooi aangetrek. Maar wanneer die kerk in Laodicea sy self of sy bejammeringswaardigheid, sy ellendigheid, sy brandarmheid, sy blindheid, sy naaktheid inruil vir die goud en die wit klere en die salf, dan kan hy dit kry. Maar ek kan net gee wat ek besef ek het. Net so vinnig. En daar waar ons bly, is daar 'n persoon wat op straat bly. En hy leef in 'n totale illusie wêreld. En hy glo hy is hierdie verskriklike biljoenêr.
En hierdie is maar net 'n lewe wat hy vir homself gekies het terwyl hy al hierdie geld het. Hy gaan nooit hulp kry as hy nie tot die besef kom wat sy werklike toestand is nie. En dit wil erken teenoor ander wat daar buitekant is nie. En dan kom hy, Dr. Roy, dan gaan hy aan in vers 19 en hy sê, almal wat ek lief het, bestraf ek. Dis nie iets wat ons wil hoor nie. Ons is dan nou reg, ons is dan nou, ekskuus vir my Afrikaanse goeie woord, ons is okay. En dan sê die Here, maar almal wat ek lief het, bestraf ek. Here, maar jy het my lief, hoe kom jy my bestraf? En tugtig ek, maar ons is ryk en het verryk geword. Ons het nie straf nodig nie, ons het nie tugtiging nodig nie. En dan kom die opdrag daar, wees dan ywerig en bekeer jou. Wees ywerig en bekeer jou. En ons moet dan kom en ons moet besef dat ons moet iets doen. Nou hier kom die vraag. My skoonma het altyd gesê, jy moet net glo. Dat ek altyd vir haar teruggevra, wat moet ek glo? En as ek dan geglo het, beteken dit ek kan weer gaan sit op my stoel en net rustig wees en net sê ek glo, of moet die glo oorgaan tot iets anders? Tot gehoorsaamheid. Want as jy glo, dan het dit 'n effek. En ons sien in maandag se gedeelte dat dis juist hierdie kwessie dat wat dring ons? God se liefde. En God is nie 'n God wat passief liefhet nie. Ons sien dat God juist daai eerste stap neem. Sy liefde is bereid om te berispe. Sy liefde is bereid om ons aan te praat. Sy liefde is bereid om betrokke te wees, om tug uit te deel. Want hy het 'n behoefte dat diegene wat hom volg ook gehoorsaam sal wees. En liefde van God is nie net 'n gevoel nie. Dis nie iets wat net op 'n afstand gebeur nie. God verlaat die sekuriteit van die hemel. Hy kom af om vir u en vir my te sterf. Hulle noem dit 'n agape liefde. 'n Liefde wat voortdurend handel. Aktiewe liefde sonder dwang. Kragtig sonder geweld. Initierend sonder om my vrye wil te misken. Ek is magtig genoeg om nee te sê vir die skepper van die heelal. En hy is bereid om dit te aanvaar, maar hy raai ons aan. Hy raai ons aan, hy gee vir Om ons nie daai keuse te maak. Hy gee vir ons die oplossing. Here Rem. Ek dink aan toe Dr. Spalman nou praat oor God se tugtiging en bestraffing. Ek het 2 tienerseuns. Nou, Gelukkig is dit nie by ons. Gelukkig is hulle nie. Nou, as jy al, ons almal is 2 seuns, julle het al 2 seuns groot gemaak, ek is besig om hulle groot te maak. Enigiemand wat seuns al groot gemaak het, weet waarvan ek praat. Op 'n gereelde basis moet tugtiging en straf deel wees van die daaglikse lewe. By testing the boundaries. Ja, absoluut. En die gesprek wat ek keer op keer met hulle het is, hierdie gebeur nie omdat ek net snaaks met jou wil wees nie. Ek wil hê jy moet jou volle potensiaal bereik. Ek wil hê jy moet ontwikkel in die mens wat ek weet jy kan wees. Maar as ek jou net los om te maak wat jy wil, gaan jy nooit groei tot daai potensiaal wat ek groei. Jy gaan nooit die dissipline aanleer nie. En wanneer God met sy kerk handel, sien hy 'n potensiaal vir sy kerk. Hy sien wat ons kan bereik, maar hy weet dit gaan nie gemaklik gebeur nie. Dit gaan gebeur met moeilike gesprekke. En partykeer met teregwysing en partykeer met, hey, kom terug op die pad. So die Here gaan ons help en hy gaan ons maar as ons mos reg gehelp word deur die Here, dan wil ons nou op elke sê, maar Here, hoekom gebeur hierdie ding met my? In plaas van om introspeksie te doen en te sê, hoorie, maar as hierdie dinge gebeur, dan dalk probeer die Here by op 'n ander pad lei. Maar hier is die goeie ding, as ons nou aangaan, vers 20,
Dit is 'n baie bekende illustrasie, ons het al hoeveel portrette en goede gesien daaroor van Jesus wat staan by die deur en hy klop. En weer eens kom hy hier, en ek dink daaraan, hy staan by die deur en hy klop, betekende, hy moes van iewers afgekom het, om by 'n ander deur te klop. Ek kan nie by u kom kuier, en aan my deur klop. Ek moet uitgaan iewers heen. Dr. Roy, as ons kyk na daai gedeelte, van vers 20, en ons 'n bietjie leiding gee. Ja, ons het die voorbeeld van dat Jesus die hoof is en hy is die hoof van die kerk. Maar interessant genoeg, hier is Jesus baie duidelik by die kerk, maar hy bevind hom buite die kerk. Interessant dat, ten spyte dat hy die hoof is, het die omstandighede so ontplooi, dat hy homself buite die kerk bevind. En die interessantheid is, hy kom klop aan elke individuele persoon se deur. En die interessantheid is, as jy onthou van die illustrasies wat jy gesien het, is daar een kenmerk van daai illustrasie. En dit is, dat die deur buite nie 'n handvat sal hê nie. En die persoon wat klop, het nie 'n koevoet in sy regterarm nie. Hy gaan nie die deur afbreek nie. Die klop is 'n aanhoudende klop. Dis 'n voortdurende klop. Dit bly klop met die gedagte, maak oop. Want die Here bevestig met die oopmaak, wil hy net soos die vader wat sy seun weg was, wil hy verhouding herstel. Die oomblik toe die pa die bekende stappie op 'n afstand sien, raak hy opgewonde en hy hardloop sy seun tegemoet. En wat doen hy? Hy vra nie vir hom, wat was jou laaste HIV-lesing nie. Hy sê, kan ek die verhouding met jou herstel? En dis die goeie nuus. Die Here wil die deur oop hê, hy kan hom nie afbreek nie, en ek is magtig genoeg om nee te mag sê, maar hy wil die deur oop hê, want hy wil verhouding met u en my herstel. Dr. Roy, ek wil net vinnig terugkom. Ek wil hê dit moet huis toe kom na ons toe daar. Hy is die hoof van die kerk. En hy staan en klop. Die vraag wat ons vir onsself moet vra is, gaan ons as individue, maar ook as 'n kerk, die deur vir hom oopmaak, dat hy kan inkom. Nou, ek weet nou nie van julle nie. Deesdae moet 'n mens mos 'n afspraak maak met jou vriende om by hulle te gaan kyk. Nou, Leraar Hendrik ken my goed. My vrou sê altyd, jong, jy moet die kinders bel, waar onder die strand bly en vir hulle te sê ons kom, dan sê ek, wat? Moet ek 'n afspraak maak met my eie kinders om te gaan kuier? Nee, ek het in 'n ander era groot geword. Ek stop by die deur. En ons almal het ons 'n kapalisade op, nee. En as hulle nie die telefoon optel nie en ek sien die karre is daar, dan druk ek die hoete. En ek sit myself daarin dat ek wil hê, ek wil ingaan, want ek wil met hulle kuier. Ek het nie gebel nie. Nou wil ek terugkom en sê, hoeveel van ons is, so sien die ander mense kom daar aan, dan sê ons, So jy lag daar. Dan sal hulle loop. Hoeveel keer doen ons dit met die Here? Dat hy klop aan ons hart se deur, dan sê ons gaan net so 'n oombliekie wag. Hy gaan nou moeg genoeg raak en omdraai en dood. En dan is ons elke keer besig om teen die Heilige Gees te skop. Dis die gevaar dat daai klanke al hoe sagter mag raak. En dit is iets wat nie een van ons eintlik wil meemaak nie, is dat die Here ophou klop. En hy hou nooit op klop nie. Dis ons wat hom nie meer hoor klop nie. Onthou net, ons word gedesensitiseer en die klank raak. As jy byvoorbeeld 'n geklop op jou motor gehad het, as jy lank genoeg met dit ry, dan later hoor jy nie meer die geklop nie, maar dat jy iemand inlaai en dan sê die ou, wat gaan aan in jou kar? Jy dink die probleem is opgelos. En Here Morney, wat my dink aan
As jy vir die kinders sê, gaan sê vir die oom daar by die deur, jou pa is nie hier nie. En hy maak die deur oop en hy sê, my pa sê hy is nie hier nie. Maar wanneer God by daardie deur klop, en ek weet nie of ek jou 'n bietjie vooruitloop nie, en die deur gaan oop, sê dit, hy kom doen iets baie spesifiek saam met die kerk. En daardie iets baie spesifiek is eet. En daar's min dinge wat sosiaal so intiem is, soos mense wat saam eet. En nog meer in die kulturele konteks waarin die Bybel geskryf is, saam eet, 'n baie belangrike rol in die samelewing. En dit sê maar, ek wil so intiem met die kerk verkeer, dat ons vriende word. Ja, daar's niks wat 'n mens vriende maak, soos om 'n tafel te sit. Ek wil net een stapie nog verder gaan, ek wil dit net huis toe bring. Jy weet, daar by my, waar ek is, as jy voor staan en jy klop by die deur, en daar's mooi stilte daarvoor, en daar's nie beweging voor die vensters, dan kan ek by die agterdeur uitgaan, en ek kan na die agterplaas toe stap, want ek wil nie die geklop hoor nie. En dis daai van, ons maak of ons nie die Here se klop hoor nie, en ons beweeg verder weg. Want as ons verder weg hoor, en ons hoor nie die klop nie, dan is daar mos nie iemand wat klop. En die Here sê, hy hou aan moet klop, en ons moet dan oopmaak, en na hom toe gaan. Maar, Gerard, sê vir my, hoe kry ons dan daai oorwinning van Openbaring 3 vers 21? Ja, hy sê in Openbaring 3 vers 21, wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. En ons kan baie maklik hierdie teks toepas om te sê, sien, Jesus was sondeloos, so dis sy oorwinning, so ek moet ook sondeloos wees, dit sal my oorwinning wees. En dan het ek oorwin. Maar dan mis ons wat eintlik hier in die teks gebeur. En sonder om te veel in die detail van dit in te gaan, die Bybel is nie in mooi Afrikaans geskryf, in die hemelse taal oorspronklik geskryf. Dis in 'n ander taal geskryf. Daardie taal waarin Johannes skryf is Grieks. Koine Grieks. En met ander woorde, allemans Grieks. Dis 'n kombuis Grieks eintlik. En dan wat hy doen is in Grieks, ons het drie tye in ons moderne tale is verlede tyd, huidige tyd en toekomstige tyd, maar Grieks het tussen 6 en 7 tye wat jy kan gebruik. Nou, ek het baie jare laas Grieks gedoen, maar ek gaan probeer. So wanneer dit sê, net soos ek oorwin het, is die werkwoord se tyd 'n tyd nie net van verlede tyd nie, maar van voltooiing. Die taak is klaar. Die taak is voltooi. En dit is wat Jesus gedoen het. Jesus se oorwinning is 'n perfekte oorwinning. Afgehandel, voltooi. Daar's niks meer wat hy hoef te doen in sy werkwoord nie. Wanneer hy sê ons moet oorwin, gebruik hy 'n ander tyd van daardie 7 tye van die Griekse taal. En dit is 'n tyd wat aanhoudend is, 'n tyd wat nie tot voltooiing kom nie. Dis 'n werkwoord wat aanhou met oorwinning. Nou, waar kom daai oorwinning vandaan? Daai aanhoudende oorwinning. Is dit maar net ek wat harder probeer om goeie goed te doen en nie slegte goed te doen nie? Ek dink daar's iets diepers in dit. En dis in Openbaring 12 en ek dink dit is vers 11 wat sê en hulle het hom oorwin. Dit is die draak. Op watse manier? Deur die bloed van die lam en deur hulle getuienis. So die oorwinning kom nie deur my wat maar net harder probeer om nie meer in hierdie Laodisensiese toestand te wees nie. Die oorwinning kom deur wat Jesus gedoen het. En die kerk se reaksie op wat Jesus gedoen het is getuig. En dis waar oorwinning kom. Dis waar die verandering kom van hierdie ek is ryk en ek het geen tekort nie tot ek het nodig om te gaan koop. En dis die beste getuienis nie die kerk wat Christus weerkaats nie. Ja. Ons moet Christus weerkaats en sy liefde weerkaats.
meeste van ons wat hier sit, kom uit verskillende kerke uit. Gemeentes uit. Dink 'n bietjie aan jou gemeente. En wees nou reguit met jouself. Weerkaats jou plaaslike gemeente. Christus se karakter. Maar dis 'n sterk vraag. Ek wil nie julle moet hardop antwoord nie. Want net hoe sit jou ouderling hier of jou leraar sit hier. Maar ek dink dis iets wat ons self moet vra. Want ons sê altyd, maar ons is 'n liefdevolle kerk. Die vraag is ek 'n liefdevolle Christen? Ek het net beheer oor my eie keuses. En my keuses gaan ander beïnvloed. So ek moet sorg dat ek daai sout in my eie omgewing is, dat ek smaak gee daar. So met ander woorde, Suster Joey, wat jy sê is, die feit dat ons nog hier is, wys vir ons dat ons nog nie ten volle sy karakter weerspieël. As individue en as 'n kerk. En daarom is dit vir ons nodig om nou die oogsalfies te gaan haal, of soos wat ek nou vanmôre gemaak het, in die stortklim, in die waslampie te vat en die oogies ordentlik uit te vee, sodat ons alles kan sien wat ons moet sien. Erken dat daar vir ons 'n uitdaging is wat ons na moet kyk. Nou, wanneer ons al hierdie goede nou raak gesien het, en ons het nou gesien, ons het dit nodig, en ons moet gaan koop. Nou, ek weet nie van julle nie, dis baie maklik vir my, as jy iets niets koop. Ek het 'n drukwasser daar by die huis. Nou, ek het mal 'n paar jaar terug gekoop, en nou die ander dag toe ek weer die karre wil afspuit, toe word ek natter, as wat die kar nat word. En ek dink nou, wat is nou fout, want hy werk, en hy spuit, en toe ek mooi kyk, toe sien ek, daar's 2, kom ons noem dit, in Afrikaans dink ek hulle noem dit wassers, hy O-ring, wat heeltemal gedisintegreer. En ons moet besef daardeur dat ons moet vernuwe bly. En as ons nie vernuwe bly nie, dan raak daai instrument wat 100% werk nutteloos. Want toe ek hom die eerste keer aansit, toe sê ek, okay, nou moet ek eers weer ry en 2 O-rings gaan koop, net laat hy goed kan werk. En weet julle wat doen ek? Nee, dis te veel moeite om te ry. Kom ek bær hom en ek was hom in die hand. En is dit nie wat ons ook doen nie? Ons stel dit uit en ons sê ons sal maar later gaan regmaak. En dis daai bly in my. So hoe bly ek in die Here? Ja, ek dink die belangrike faset is, ek wil aansluit wat Hendrik gesê het, is dat ek onthou ook gedagtes wat sê, kom na my, bly in my. Hier is 'n gedagte van 'n aangaande handeling. Ons is in een van die 7 tydsaspekte van die Koine Grieks. Dit is iets wat bly kies, bly volhard. Die verhouding is aangaande, dit is nie afgehandel nie. Ons het nog nie 'n voorhangsel wat geskeur het dat ons God van aangesig tot aangesig sien nie. En dis waarom dit nodig is dat ons in daai bly, want as ons in daai bly, dan is ons in staat om resultate te ervaar sonder insette van my. Dit is 'n outomatiese resultaat. Indien ek werklik soos die lood verbind is aan die wortelstelsel, dan kan die lood respirasie ervaar. Die lood is in staat om sonlig te ervaar, is in staat om verbind te bly met die bron. En sodoende kan daar ook 'n persoon kom wat kan kyk na hierdie spesifieke gedeelte en sê, maar weet jy, deur dit 'n bietjie te snoei, deur 'n bietjie te snipper aan dit, kan ek eintlik die onnodige groei uithaal en ek kan effektiewe groei stimuleer. En in 'n
geestelike vlak moet ons verbind bly met Jesus, ons moet in die woord bly, ons moet aanvaar elkeen van ons kan en mag geestelik gesnoei word, ons moet in gehoorsaamheid bly leef, ons moet liefde as 'n primêre vrug hê, ons moet bly bid, ons moet volhard, ons moet bly aanhou. En dan is dit so dat ons vir mekaar sekerlik wil sê, wat kan vir my sê dat my verbinding dan werklik reg is? En ek wil sê dat ons kan Galasiërs 5:22 kyk, daar kan ons karaktereienskappe sien, ons het gehoorsaamheid, ons het liefde in aksie, ons het invloed op ander, disipelskap, ons het 'n gebedslewe, maar ek wil vanoggend vir elkeen van julle sê, ons sleutel is nie om vrug te probeer produseer nie. Maar my vraag is ek in Christus? Want die vrug wat kom is organies. Dis die resultaat van 'n verhouding. Dis die resultaat van om saam met Jesus in 'n maaltyd te wees, na hom te kyk en deur hom verander te word, om soos hy te wees, dat 'n wêreld kan sien en dat ons met oortuiging kan sê, doen wat Paulus gedoen het. Dat ek vir iemand kan sê, stap agter my aan. As jy in my voetspore stap, gaan jy by Jesus Christus uitkom. Het ons daardie moed, het ons daardie oortuiging, want elkeen van ons moet sê, indien ons nie vrugte produseer nie, gaan die Here ons uithaal en ons gaan kompos raak. Die vrugte dra, soos jy sê, dis nie van ons nie, maar as daar nie vrugte is nie, is dit 'n bewys van iets anders. Ja, ons is of nie effektief gesnoei nie, of ons nie toegelaat om effektief gesnoei te word nie, of ons is los, of ons dalk van die pote wat afgesny is. Net so gedagte, ek weet of my vrou hier is nie, ek hoop soos aan my vergewe. Daar links agter gestaan. Ek hoop soos aan my vergewe vir die illustrasie as sy hier is. Maar hierdie gedagte van om in hom te bly. As ons teruggaan na die Openbaring 3, die kerk in Laodicea, is dit hierdie idee van hom wat by die deur staan en klop. Nou, ons leef in ons huis, en ons is baie tevrede met ons huis. Ons hou van ons huis. Ons het eenvoudige meubels, ons het nie duur en grand meubels nie, maar ons hou van dit. Ons hou van ons gordyne wat teen die vensters hang. En dan kom die oproep, die konferensiepresident gaan by ons kom eet. En dan is hierdie huis, dan ewe skielik lyk hy anders. En is nie goed genoeg. Dan is die gordyne 'n probleem, want kyk hoe toyingrig hang hulle al. En dit is eers wanneer Jesus in die huis inkom, wanneer die deur vir hom oopgemaak is, en hy daar binne bly, en ek in die skaduwee van wie hy is, my huis begin meet, laat ek begin besef, hoe ver hierdie huis eintlik tekortskiet. En die goeie nuus is, hy bring die oplossing. Hy bring die nuwe gordyne. Hy gaan sommer die hele huis, ekskuus ons is nou in Afrikaans, maar die hele huis rewerk. Ja. Ek wil hê ons moet afsluit. Ek sien ek wil nie die leraar Arnold met my 'n kwaai oog gee nie. Galasiërs 5:22. Ons almal ken dit. Ek wil net die eerste paar woorde lees. Maar die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees. Baie maal probeer ons om die vrug te hê sonder die Gees. Ekskuus. As nie 'n manier. Die Gees werk die vrug. Die Gees bring die vrug. So al wat ons moet hê, ons moet die Gees van God hê, en dan kan ons net as 'n klop aan die deur oopmaak om innooi. As die Gees daar is, sal die vrug van self kom. Ons moet net leeg gemaak het. Hy sal vul. Baie dankie. Is daar nog enige kommentaar wat een van julle wil gee? Is nou jou laaste kans, leraar Hendrik? Ja, ek gaan weer 'n kans kry. Ek gaan weer 'n kans kry. Hy wil nie nou 'n kans hê. Dr. Roy? Ek wil net sê dat die Here alles vir ons gedoen het. Ons moet net bereid wees, ons moet die rebellie uit ons uitkry, en ons moet sekerlik ook vir onsself sê,
Ons is uit Sodom uit, ons is uit Babylon uit, maar ons moet net seker maak, is Babylon uit ons uit, is Sodom uit ons uit. En ons moet bereid wees om te sê, daar's niks wat so die moeite werd is, om dit nie op te gee, om te sien, om saam met Christus te wil wees. Baie wyse woorde. Ek wil julle laat met die heel eerste woorde in hierdie les. Hoe sake werklik tussen my en die staan. Kom ons gaan kyk daarna. En ons dink nie aan hoe goed ons is, of wat ons het, want dan sal ons nie kan groei. Kom ons sien eerder die tekortkomme raak in my lewe. En vergeet van die predikant, en die ouderling, en die buurman, en almal wat nie, kyk na jouself. En maak jouself reg, en vra vir die Here om te sny, waar dit nodig is om te sny. Aanvaar daai knip van hom. We are all a work in progress. En kom ons, en ja, ek wil nou afsluit met daai laaste gedeelte is mooi, progress. Kom ons gaan vooruit saam met die Here, want hy sal ons bou tot daar waar ons moet wees. Kom ons sluit saam af met 'n gebed, net die woord so by. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens 'n nuwe kwartaal kan begin. En Here, dankie dat U hierdie dinge na ons toe terugbring en sê, weet julle waar julle staan. Weet jy, Morne, dat jy dink, jy is ryk. Jy wat dink, jy het niks nodig nie. Jy kort alles. Jy kan dit net by my kry. Vader, ek bid dat U saam met ons as kerklidmate sal wees. Dat ons nie na ander sal kyk en dink dat ons beter is nie. Maar dat ons slegs na U sal kyk en besef, ons kom alles kort. Dankie Here dat ons dit weer eens uit U woord kan studeer. Ons bid vir die res van die kwartaalse studies, dat ons 'n verhoudingsgroei mag ervaar in hierdie kwartaal, om gereed te kan wees, sodat U ons kan kom haal. Dit bid ons in Jesus naam.